Goeiemiddag Suid-Afrika, Saterdag 25 April 1500 met die tyd van hierdie berig. En wat gaan aan in Iran met die Iran-oorlog? Niks op die oomblik nie. Die blokkade wat in die see is bly staan. Daar's nie vandag groot dinge aan die gang nie, behalwe vir die Amerikaanse delegasie wat in Islamabad is op die oomblik en die Iranse delegasie wat ook in Islamabad is op die oomblik. Die Amerikaanse delegasie het vandagoggend vroeg daar aangekom. Die Iraniërs is al gister daar aangekom. Nou claim Iran se delegasie, nee, hulle is nie daar om die Amerikaners te sien nie. En die Amerikaanse delegasie het gegaan spesifiek vir dit. Hoekom het hulle skielik die Iranse delegasie skielik soontoe gegaan? Want môre is 'n gedeelte van die skietstaking verby. En hulle word gesqueeze op die oomblik. En hulle ekonomie word ernstig gesqueeze met die sluiting van die Hormuz-stryd deur die Amerikaanse vloot se blokkade. Die blokkade bly in plek. Hulle het gesê hulle sal nie met Amerika onderhandel solank as wat daar blokkade is nie. Maar hulle is in Islamabad. En hulle sê nee, hulle is net daar om met die Pakistanis te onderhandel. Hulle wil goed voorberei. President Trump het vir die regheid gesê, ek het nie 'n saak met julle nie. Ek het baie tyd. Dis julle wat doodbloei, julle ekonomie. Julle kan niks doen voor julle nie kom na die tafel toe nie. So die vermoede is, hulle is daar om 'n plan op die tafel te sit, wat hulle sê, okay, hierdie sal ons mee kan deel. En hulle weet nou al goed, daar's 'n paar dinge wat not negotiable is. Hulle kan nie 'n nuclear wapen hê, of eers planne, of eers installasies hê wat dit kan bou, of voorberei om te bou nie. So daai is uit. Hulle kan nie die stryd of Hormuz kontrol en 'n tolhek opsit nie. Dis uit, want dis wat hulle wil doen. Hulle wil die plek kontrol en 'n tolhek opsit. Dis ook uit. Daai is die twee rooi lyne. As hy twee rooi lyne nie op is nie, as hulle sê, okay, julle kan inkom en julle kan ons Iran kom haal, ons verryk die Iran en ons sit nie, en julle kan inspeksies kom doen dat ons dit nie weer gaan bou nie, en ons sal nie die mense tolgeld charge in die Hormuz in die populasie dreig daar nie, dan gaan president Trump sê, okay, dankie, die oorlog is verby. Laat ons besigheid doen. Maar as hulle nie met daai planne voorheen kom nie, die gedeelte van die skietstaking wat vanaand of môre eindig, kan dalk net verander weer in volskaalse oorlog. So, dis vir hulle. En hulle kele is afgesny op die oomblik, hulle ekonomie. Hulle verloor $500 miljoen elke dag. En hulle het nie inkomste nie. Boop is hulle ander inkomste wat hulle gehad het, wat hulle deur Bitcoin gedoen het, is gevroos op die oomblik, is gevries. So, die geld wat hulle kon inkry is ook gevries. So, hulle het 'n groot probleem. China was slim. Hulle het gesien hierdie ding kom met die stryd van Hormuz. Hulle het intussen vir die laaste maand het hulle elke dag 2 miljoen barrels ekstra olie om vir hulle voorraad op te bou. Maar nou het hulle nie keuse nie. Nou moet hulle olie aankoop by die gewone prys waar al die mense aankoop, want hulle kan dit nie by cheap by Iran kry nie. So, ek is nie verbaas dat China ernstige druk op Iran se regering sit om tot 'n skikking te kom nie, want hulle bloei ook. Hulle kry nie meer hulle olie so cheap nie. Dis die probleem vir hulle. En as hulle kan hulle olie weer cheap by Iran kan kry, want as die ding verby is en hulle aanvaar president Trump se rooi lyne, kan hulle weer hulle olie verkoop vir wie hulle wil, teen wat se prys hulle wil. Maar tot dan, niks. Geen skip kom in of uit Iran se ports nie. So, dis wat die stand van sake vandag is. Enige iets bykom, sal ek julle laat weet. Ek is Morne Botha vir Koppel TV. Geniet die dag verder.